Die volgende moet geleer word. Wat is 'n ongeluk? Dis 'n onverwagse en onbeplande gebeurtenis wat skade of besering veroorsaak. 'n Ongeluk kan by verskillende plekke gebeur, soos by die huis of in jou werksplek. Wat is 'n onveilige handeling? Is enige aksie of gedrag op 'n werksplek of ander omgewing wat die risiko verhoog dat iemand beseer kan word of skade kan rig. Lys 3 voorbeelde van onveilige omstandighede: gladde vloer, oop elektriese drade en stikkende toerusting. Wat is 'n noodgeval? Dit is 'n dringende situasie wat onmiddellike aandag benodig. Wat is goeie huishouding? Dit is wanneer jy in 'n skoon, georganiseerde en veilige omgewing werk. Wat is noodhulp? Dit word die onmiddellike sorg of behandeling gegee aan iemand wat beseer is of skielik siek word. Die volgende prent wys vir jou al die onveilige handeling. So dit wat in rooi omkring is, dit is alles onveilige handeling. Die volgende prent identifiseer die brandveiligheidstekens, byvoorbeeld plek van brandslang, brandpomp aansluiting, as ook brandblusser. Brande het 5 hoofoorsake in die werkswinkel. Ek sal gewoonlik soos 3 vra, maar hier gee ek vir julle al 5. Slegte huishouding, elektriese gevare, warm werk, vlambare vloeistowwe en gasse en meganiese wrywing. Die PAS akroniem met verwysing na brandblusser. Hierdie vraag mag julle in Engels beantwoord. Byvoorbeeld soos P is pull the pin. A is aim at base of fire. S, squeeze the lever. En die laaste S, sweep from side to side. Handgereedskappe. Die eerste prent wat jy sien is 'n algemene tang of, soos wat ons almal dit ook ken, kombinasie tang. Jy mag hierdie vraag in Engels beantwoord. Soos jou eerste beskrywing daarbo is jou pipe grip, dan onder is jou jaws, dan net so bo die jaws is jou cutter, dit is waar jy sny, dit is waar jy goed sny. Dan in die middel is jou fulcrum, jou pivot point, en dan jou handles, jou 2 sagte handvatsels. Die volgende een is 'n ballpeen hamer. Okay, 'n bankslyper. Soos ek gesê het, jy mag hierdie vrae in Engels beantwoord. Jou linksbo is wheel cover fixing screw, in die middel is dit wheel shell, en dan die onder links is dit middle circle. Regsbo is dit protective lens, in die middel grinding wheel, en net onderom is die tool holder, en dan heel onder regs is die switch, die aanskakelaar. Jou hoekslyper. Okay, lys 5 voorsorgmaatreëls met die gebruik van die baba hoekslyper, of, soos wat ons almal dit ken, die baby angle grinder. Okay, dra jou BPT. BPT staan vir beskerming, persoonlike toerusting. Inspekteer jou gereedskap voor gebruik. Beveilig jou werkstuk. Gebruik beide hande en behou 'n ferm greep. Vermy vlambare materiaal. Meetinstrumente. Nou die volgende prent wat jy sien, die bout. Kyk mooi na die afmetings. Ek sal gewoonlik vir jou vra, hoe lank is die bout, en
Jy kan vir my of in millimeter of in sentimeter gee. Waarvoor word 'n kraspen gebruik? Om merke of lyne te trek oor 'n oppervlak. Verduidelik die verskil tussen 'n prikpons en 'n senterpons. Nou, 'n prikpons is om merke te maak en 'n senterpons om die middelpunt te merk waar daar geboor moet word.